Vriende, baie gelukkige Vadersdag. Vir al die papas wat hier is. Maar my gebed nog altyd is, en julle weet dit, ek sê dit baie, is dat ek hoop nie dis net een dag in jou lewe Vadersdag nie. Elke liewe dag wat jy by die huis moet wees, moet dieselfde wees. Al moet ons nou 'n bietjie bederf wees, Wian, né? Dus elke dag is Vadersdag in ons huise. Nou vriende, ons het verlede week ons reeks Jona afgesluit en ek het besluit om nie vandag 'n opsomming te doen oor die reeks waardeur ons nou is nie. Inteendeel, terwyl ek my voorbereiding gedoen het voor ons besluit het wat vandag gaan gebeur vir Vadersdag, het ek regtig in my hart gevoel dat ek wil bietjie gesels oor gesinne op Vadersdag. En nou sit jy dalk hier en jy sê, ja, maar ek is nie 'n pa nie, ek is nie 'n ma nie, maar weet jy wat, jy is ook al deur 'n proses waardeur jy kinderjare gehad het. En as jy kinderjare gehad het en dit ervaar het en jy sit vandag hierso omdat jy dit deurgemaak het, well done, nommer 1, maar tweedens dan is vandag se boodskap ook vir jou. Jy sien, want navorsersvriende sê, nou, hierdie is nou nie foto's van my kinderjare nie, so moet nou nie dink, wie's dit nie? Nou, dis nie ek nie. Maar as 'n mens terugdink aan jou kinderjare, wil ek vanoggend gou vinnig vir jou vra, wat onthou jy van jou kinderjare? Want sien, baie van ons onthou ons kinderjare anderste. Party van ons hou die reëls, want dalk is daar van julle wat meer reëls nodig gehad het, as van die res. En dalk onthou jy hoe dit was in die huis, maar baie keer, as ons gaan kyk na wat navorsing sê en gaan lees gerus hieroor, dan sal 'n mens sien daar's 2 tipes geheue wat ons het. Nou ek het nie tyd om vir jou te verduidelik wat implicit memory is en explicit memory is nie en hoe dit werk nie, gaan lees gerus daaroor. Maar wat dit basies vir ons sê is, vriende, ons het 2 soorte geheue. Ons het 'n geheue wat onthou of feite onthou en gebeure onthou, en dan het ons 'n tweede soort geheue wat vir ons laat onthou en ons gevoelens onthou. En daardie gevoelens, vriende, daardie geheue is 'n dieper geheue. Dit vorm baie vroeër in jou kinderjare voordat jy gebore is, maar dit hou ook langer aan as ons ouer word. En wat hierdie navorsing vir ons sê is, vriende, en jy sit nou hierso en dis hoekom ek gesê het, al is jy nie 'n ma of 'n pa nie, wat die navorsing bewys is dat kinders wat in 'n huis groot word waar daar konsekwent liefde gedeel is in die huis, konsekwent 'n ouer het wat betrokke of teenwoordig is, dan verlaat daardie kind die huis met 'n regte innerlike gevoel van veiligheid. En vriende, dis natuurlik teenoor die ander kant, waar daar konsekwente teenstrydigheid is, waar daar konsekwentheid is ten opsigte van 'n ouer wat afwesig is of ongeduldig in die huis is, of dalk is daar heeltyd 'n gevoel van gespannendheid in die huis, dan verlaat daai kind die huis met 'n innerlike gevoel van onsekerheid. Of daardie kind dit nou weet of nie weet nie, dit is daar. Disclaimer, vriende, dis nie in elke huishouding so nie. Maar die navorsing wys vir ons dat dit in baie huishoudings wel so is. En terwyl ek, soos ek sê, my voorbereiding doen, is hierdie vraag in my hart, is ek weet nie waar jy is soos wat jy vanoggend hier sit nie. Maar ek wil weet of jy uit so 'n huishouding kom. Het jy liefde ervaar as 'n kind? Het jy veiligheid ervaar by jou huis? Het jy leiding van jou ouers geestelik gehad, maar ook met alledaagse lewe? Want sien baie keer, vriende, dan is hierdie vrae wat sê, maar hoorie, hoe kan ek 'n beter pa wees? Hoe kan ek 'n beter ma wees? En ons gaan nou daarby uitkom. Maar baie keer weerspieël kinders dit wat in die huis aangaan. Hier's baie onderwysers wat hierso sit. Baie van julle, ek sien hier's wat kuier ook vandag. En julle sê baie keer, moenie glo, jy weet, ek het altyd vir mense gesê, moenie die helfte glo wat my kinders van my sê in 'n ouer besoek nie, en dan sal ek nie glo wat hulle sê wat hulle oor jou by my sê nie, né? So, kinders weerspieël, partykeer dit wat ons wil hê hulle moet weerspieël. Die goeie dinge wat ons hulle leer. Jy weet die oulike goedjies, onthou jou maniere, sê ja, sê dankie, maar dan weerspieël hulle ook baie keer die dinge wat ons nie wil hê hulle moet weerspieël nie. As hulle daar buite kom, jy weet, dan is dit, ek is kort van draad, dalk raak ek vinnig kwaad, né? Kort van draad, ensovoorts, is dit die goed wat hulle daar buite in die wêreld inbring. En toe ek my voorbereiding doen, toe dink ek aan die keer wat Karen vir my bel verlede jaar, sy gaan vir die eerste keer saam met hierdie ouers Spur toe. Die seuns is in graad 4, en sy sê, sy het haar doodgeskaam. Ek sê, hoekom? Jy het nou lekker gespeel by die Spur, wat gaan dan? Sy sê, nee, toe Jonathan klaarmaak met sy burger en sy chips, en hy Spur sous was nou so lekker oor die chips gegooi, toe tel hy sy bord op en hy begin dit lek. Binne in die Spur.
Waar dink jy het hy dit geleer? Vriende, daai gesegde wat sê monkey see, monkey do, ek het die voorbeeld gestel, want by die huis as Karen lekker kos maak, dan tel ek my bord op en ek lek die bord uit, dan sê ek, papa soek nog, né? En dis wat hy gaan doen het, behalwe in die spur waar almal hom kon sien en sy ma slaan rooi uit, jy weet, ander skakering van make-up. En ek moes na die tyd 'n gesprek met hom sê, Sena, waar doen papa dit gewoonlik? Nee, oral. Nee, by die huis. Ons kan nie dit in die publiek doen nie. Dis nie hoe dinge werk nie. En dis hoekom Robert volgende sê, don't worry that children never listen to you, worry that they're always watching you. Dis in daai iets waar ons bietjie moet dink, vriende. En vanoggend wil ek kom en ek wil die speel so bietjie omdraai. Ek wil nie net fokus op ons kinders vandag nie. Want ons maklik om vinnig te sê, ja, maar hulle doen dit en hulle doen dit. Ek wil die speel omdraai en sê, okay, wat sien my kinders deur my? Of nog dieper vraag is, sien hulle net die reels wat ek vir hulle maak? Of sien hulle letterlik die hart van die Here wat deur my skyn? En ek het gesê, partykeer kry ons die vraag, hoe word ek 'n beter ma of 'n beter pa? Maar dalk is die dieper vraag vanoggend om te sê, wat wil God deur my aan my kinders van homself openbaar? Dis 'n dieper vraag wat ek vandag wil na kyk, vriende, en daarom moet ek en jy besef, ek en jy is baie keer die venster waardeur ons kinders veronderstel is om deur te kyk, om die hart van die Here te sien. Amen? Amen? Right. Maar nou moet ons ook eerlik wees. Partykeer is ons vensters maar so 'n bietjie vuil. Partykeer is ons eie vensters so 'n bietjie stikkend. Maar wat ek volgende wil kom doen is ek wil die Here se woord gebruik en ek wil vir jou kom wys hoe word ek en jy 'n weerkaatsing, vriende, van 'n heilige God wat ek en jy dien. En as jy volgende hier sit en jy dink, maar ek ken dit, ek het nie die moeite nie of die krag nie, ek kan dit nie doen nie, dan wil ek vir jou kom bemoedig deur om te sê, ek en jy het wonderlike nuus. Daar's wonderlike nuus, vriende, en dit is dat Paulus kom en hy gee vir ons, soos ek in my boodskap gesê het, 'n blueprint om te kan sê, hier is hoe ek dit aan my kinders moet bekend wys. Maar ook, hoe gaan ons swakhede deur dit Jesus in my huishouding laat skyn? En daarom wil ek vanoggend, voordat ek begin, ons is 'n gemeente wat staan op die woord. Ek gaan sommer, is dit julle Bybel daar, Tannie? Ek het myne in die kantoor gelos. Ag, dankie. As hy, vriende, kom ons staan. Ons glo in die Here se woord. Ons glo dit is die fondament van ons lewens. Amen. En daarom, vriende, as jy reg daar vir my Eastwood, kom ons sê saam, ons verklaar die volgende saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek en met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie Tannie. Vriende, jy kan saam met my blaai in jou Bybel na 1 Tessalonisense 2 vers 7 tot 12. Ons gaan begin by vers 6 natuurlik, want 7 is so in die middel van 'n sin. En terwyl julle dit doen, wil ek graag vir die mense aanlyn welkom sê. Is altyd lekker vir ons om saam met julle in julle huise ook te kan wees. Dis amper vakansie. As jy hier in die Kaap is, kom sê asseblief hallo en kom drink 'n koppie koffie saam met ons. Nou vriende, kom ons lees saam uit die Here se woord uit. 1 Tessalonisense 2 vers 6 tot 12 sê, ook het ons nie die eer van mense gesoek nie. Ek lees vandag uit die 2020 vertaling, nog van julle, nog van ander. Alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, sê Paulus, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword. Soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester, en omdat ons op hierdie wyse na julle verlang, so het ons dit goed gedink, om nie net van die evangelie van God met julle mee te deel nie, maar wat ook, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Verder sê die Here se woord, julle onthou nog ons moeite en harde werk, broers, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie. Het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuienis, en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het, vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was, terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk, maar ook sy heerlikheid geroep het. Vriende, wat 'n ongelooflike deel en wat 'n ongelooflike deel van die woord is hierdie nie. Nou, baie van julle het nou net ingeval hier en ek wil net gou vinnig die tafel dek om vir julle kortliks te verduidelik wat die konteks van hierdie hele boek is. Sien, wat gebeur het is,
Paulus is besig om van Filippi af, waar hulle mos nou in die tronk is, aan te beweeg na Thessalonika toe. En terwyl hy daar kom, is hulle natuurlik uitgegooi, en ek gaan nou praat daaroor, maar dis waarskynlik sy eerste brief wat hy uit Korinthe uitgeskryf het. En dis so 50 na 51 jaar na Christus, so dis amper 20 jaar nadat Jesus gekruisig is en Jesus weer opgestaan het. En dit is ongelooflik om Handelinge 17 te gaan lees, en ek wil hê julle moet dit graag later gaan doen, want in Handelinge 17 sien ons, Paulus en sy span, dis Timotheus natuurlik, dis Silas, hulle is besig om vir 3 Sabbatsdae, so 3 weke, die woord van die Here in Thessalonika te bring. En wat daar gebeur is baie mense is besig om hulle lewens vir die Here te gee, en dit natuurlik maak die Jode kwaad. So daar's 'n oproering wat plaasvind binne in die stad. En daarom moet Paulus en sy span in die middel van die aand vlug na Berea toe langsaan. Hulle is letterlik van hierdie gemeente af weggeskeer nadat hulle 3 weke daar was. Hulle het geen kans gehad om 'n 101, 'n 201 of 'n 301 met hulle te doen nie. So daar was groot hartseer binne ons harte, of hulle harte, en ons gaan dit nou sien. En hier kom ons in hoofstuk 2, en Paulus het net in hoofstuk 1 hierdie kerk opgehewe uit vir hulle gesê, hoorie, dankie vir julle standvastigheid, dankie dat julle so vas staan in die woord en 'n modelgemeente is van prediking en evangelisasie. En dan kom hy in hoofstuk 2, die eerste 6 verse, en hy begin sy bediening verdedig. Hy verdedig sy bediening, en jy kan dit gaan lees daar, jy sal sien, hy sê maar, hoorie, ons is nie bedrieërs nie, ons is nie valse profete nie, en hy verdedig deur wat natuurlik teen hom gesê is, toe hulle gevlug het. Maar hy skryf eintlik hierdie brief, vriende, as 'n hartseer ouer. Hy skryf hierdie brief vanuit 'n plek uit waar hy weggeskeer is nou. Hy's 'n geestelike leier en vader vir hulle gewees. En ons sien dit in vers 18. Hy sê, daarom wou ons weer na julle toe kom, ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. So in sy hart was daar 'n smagtendheid om na hulle toe te gaan, om weer by hulle uit te kom, maar hy kon dit nie doen nie. En in vers 7 tot 12 gebruik hy hierdie pragtige metafoor. Dit is eintlik 'n radikale en 'n onverwagse beeld wat hy gebruik van 'n moeder en van 'n vader om sy eie geestelike leierskap te verduidelik. En dis wat ons vanoggend wil doen. Vriende, ek wil hê jy moet by Paulus kom leer vanoggend wat dit is om geestelike leiers vir ons kinders te wees. En ek wil graag vir jou 4 kenmerke van ouers wat God se hart openbaar kom deel. So is jy reg daarvoor? Sê net ja, lekker hard. Daar is hy. So vriende, kenmerk nommer 1 is die volgende. God se hart word deur tere liefde openbaar. Nou julle, daai woordjie, ek het vir Johan ingeroep en gesê, ek het 'n nuwe woord geleer. Hy sê, wat? Ek sê, tere, weet jy wat dit is? Toe weet hy. Ek sê, onthou, ek gaan na my woordeboek toe, en in my kop het ek tender love, nee, dis so inniglike, diep, intieme gevoel van liefde. Dit is wat tere liefde is, vriende. In vers 7 sien ons, skryf Paulus hier, en hy sê, ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En julle, ek gaan so 'n bietjie Grieks inbring, ek wil so 'n bietjie vir jou kom wys vandag. Daai voed beteken eintlik die woord trofos, en trofos beteken 'n voedster. So jy moet hier in jou kop sien, terwyl Paulus hierdie prentjie skets, is 'n ma wat haar kind letterlik soog. Dit is wat hy kom sê, dis hoe sy bediening is. Maar hy gaan verder en hy sê, dis nie enige bediening nie, haar eie kind. So hier moet jy 'n ma sien wat nie haar kind vat en vir 'n ander persoon gee om na te kyk nie. Hierdie is 'n persoonlike, intieme, selfopofferende verhouding wat hierdie ma met hierdie baba het. En dis hoe Paulus sy bediening kom beskryf. En dan gaan hy verder en hy sê, weet julle wat, ons het julle gekoester. En daardie woordjie is talpo, jy kan dit gaan oplees. En talpo beteken letterlik, dis soos 'n prentjie van 'n mamma wat haar kuikens met haar vlerke toevou en kom beskerm. Dis wat Paulus sê, dis hoe ons teenoor julle was. Dit is hoe ons liefde was. En God, vriende, kom openbaar sy hart vir my en vir jou deur die hele skrif in so 'n manier. Hy kom sê in Jesaja 66, hy sê vers 13, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle ook troos. Dawid sê in die Psalm 131 vers 2, waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak soos 'n gespeende kind by sy moeder. Dis ongelooflik hierdie prentjie, diep prentjie wat geskep word, vriende. En dan gaan Paulus verder en hy sê, weet jy wat, omdat ons op hierdie wyse na julle verlang. So hy sê, hoor jy, ek is nie net lief vir jou nie, ek wil nie net 'n verhouding met jou hê, soos 'n ma met haar kind nie, ek verlang na jou. Dis nou nie daai liedjie nie, ek verlang na jou. Okay. Weet jy hoe dit verder gaan nie? Right,
Maar daai verlang, vriende, is hemorrhamai. Dis 'n groot woord, moenie daai woord onthou nie. Maar wat jy moet onthou is, as Paulus sê hy verlang na hulle, dan is daar 'n intense, liefdevolle verlange. En hierdie woord word seldsaam gebruik in die Nuwe Testament. Want sien waar dit eintlik gebruik word, is vir 'n ouer wat 'n kind verloor het. En dan word hierdie woordjie op hulle grafsteen as 'n inskripsie geskryf. Om die ouers se diep hartseer, diep intieme gevoel van verlange vir hulle kind te verduidelik. En Paulus kom hier en hy sê, weet julle wat, kerk, al is ek weggeskeer van julle, Paulus sê nie, hy het net omgegee nie, hy sê, weet jy wat, ons het ons harte met julle sin verbind. Dit is die verhouding wat hier aangaan. En dan gaan hy verder en sê, ons het goed gedink, hier is die klimaks van vers 8. En hy sê, om nie net die evangelie van God met julle te deel nie, maar selfs ook ons eie lewe. Vriende, dis diep. Hy wil nie net kom praat nie. Hy wil nie net woorde met hulle kom deel nie. Hy kom deel selfs sy eie lewe. En daardie woord is eintlik siel, sugos. Dis iets meer as net my woorde wat ek kom deel. Ek kom sê letterlik vir jou, ek kom deel alles wat ek is, alles wat ek het. Ek kom giet myself uit vir jou. Hoe ongelooflik is dit nie, vriende? Is dit wat ons kinders elke dag sien? Giet ek en jy my liefde op so 'n manier uit, dat hulle die hart van Jesus en ons Vader sien. Want waar dink julle het Paulus hierdie soort liefde geleer? By Jesus. Jesus is die voorbeeld vir elkeen van ons, want hy het nie net vir ons die evangelie gebring nie, hy het nie net op 'n kruis vir ons kom sterf nie, hy het homself letterlik vir my en vir jou gegee, sodat ons vrygespreek kan wees, sodat ons vandag hier kan sit en sê, ons is kinders van hom. Amen? Wat 'n ongelooflike gevoel. Filippense 2 kom sê dieselfde vir ons. Johannes 10 sê, die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Johannes 13 sê, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot wanneer toe? Tot in die einde. Hierdie is die liefde wat Paulus vir ons kom wys hier. So hierdie is die liefde wat Johannes kom verduidelik. Dit gaan nooit, ooit ophou nie. En ek het dit volgens vir my kinders gesê. Vroeër 'n bietjie gesels daaroor, vroeg opgestaan saam met my kinders. En volgende het ek vir hulle gesê, pappa, kan nie vir jou verduidelik hoe lief ek julle het nie. Ek kan nie vir julle in woorde beskryf die gevoel wat in my hart is. Die briefies is fantasties. Maar die feit dat jy hier is, die feit dat ek jou pappa kan wees. Vriende, liefde gee homself. En die vraag wat jy volgende vir jouself moet vra, sien ons kinders daardie liefde in ons lewens? Ervaar hulle dit nie om God te vervang nie, maar om regtig waar sy hart vir hulle te wys. Want dan kan ek en jy doen wat Deuteronomium 6 sê. Eers wanneer die woorde van die Here op my en jou hart geskryf is, kan ek en jy dit deel. En daarom is dit belangrik dat ek en jy as pappa of mamma of mentor moet seker maak, ons ken die Here se woord. Dat dit diep in ons harte gebeure is, vriende, want kinders ontvang nie die evangelie deur net te kyk wat daar buite aangaan, deur preke en deur video's nie. Deur wie ontvang hulle die evangelie? Deur ons. Deur my en deur jou. En daarom is die eerste les van hierdie eerste punt, vriende, ek weet dit is 'n lekker lang een en dit is okay. Hulle het al my tyd gesteel. Is nie materialistiese dinge nie. Ons kinders soek nie net nog fone of nog goed of dinge om by te sit in hulle kamers en speelgoed nie. Vriende, my en jou kind soek teenwoordigheid. Dis wat hulle soek, vriende. 'n Mamma en 'n pappa wat daar gaan sit en sê, weet jy wat? Jy's kosbaar vir my. Ken jou kind dit? Of sê jy vir jou kind, weet wat, ek sien jou. Ek sien wat jy gedoen het. Papa is trots op jou. En daarom moet jy eerlik vra, voel my kinders geliefd? Onthou, hierdie is vrae wat ek vir myself vra. Ek praat nie net met jou asof dit net jou is nie. Dis vrae wat ek vir myself in my voorbereiding vra. Voel my kinders elke dag geliefd? Ken hulle my hart? Weet hulle dat ek hulle geniet? Weet hulle dat ek 'n diep verhouding met die Here nastreef? Maar weet my kinders dat my tyd hulle sin is? Het hulle my volle aandag as ek by die huis is? Is ek teenwoordig of kruip ek agter 'n rekenaar weg of agter 'n selfoon weg? Agter nog e-posse as ek by die huis kom en hulle is net daar. Want vriende, liefde wat nie uitgeleef word nie ervaar nie. Veral nie vir kinders nie. So wat kan jy dalk doen? Wel, dalk is dit tyd, ek is 'n drukkie mens as jy nog nie geweet het, hè? Ek hou van drukkies. Dan moet jy dalk meer drukkies gee. Begin iewers, moet net niks doen soos Johan al voorheen gesê nie. Dalk moet jy meer luister na wat jou kinders sê.
En asseblief, slaan my na die tyd, as jy my kan vang. Pak die skerms weg by die huis. Kyk mekaar in die oë as julle om die etenstafel sit en praat met jou kinders. Luister na hulle. Want vriende, tere liefde is nie net genoeg nie, dan moet 'n voorbeeld gestel word. En daarom vriende, is kenmerk nommer 2 die volgende. Kenmerk nommer 2 is God se hart word deur 'n geloofwaardige voorbeeld geopenbaar. Dis 'n pragtige woord. Geloofwaardige voorbeeld openbaar. Kom ons kyk. Vers 9 sê, want julle onthou broers, ons inspanning en ons moeite. Julle is getuienis en God oop. Ekskuus, nie oop nie, ook. Ongelooflik hoe Paulus hierso kom en wat hy doen is hy roep 2 getuies. Hy roep julle, dis nou die kerk, die gemeente, maar hy roep ook God. Hoekom dink julle doen hy dit? Wel, ek sal vir jou sê hoekom. Want Paulus is nie bang om te staan en laat mense inkyk op sy lewe, kyk na hoe hy leef, en om te kan besef, sy woorde, sy bediening en sy lewe is nie in teenstryd met die boodskap nie. En vriende, dis 3 woorde kom gee hy vir ons. Adjektiewe beskrywende. Ek het dit reg gekry. Right? Ek moes daai nog gaan opsoek, because it's adjectives, but it also describe, okay, anyway. So, 3 woorde. Hy kom sê vir my en vir jou, weet jy wat? Julle getuienis in God ook, maar wat moet ons doen? As ouers, vriende, moet ons heilig wees. Ons moet regverdig wees en ons moet onberispelik wees teenoor julle, teenoor ons kinders, teenoor die mense om ons. En vriende, heilig beteken, dis letterlike verhouding tussen my en God, dis 'n vertikale verhouding. En as jy vanoggend hier sit, moet jy sê, as my kinders na my kyk, hoe lyk my lewe? Hoe lyk my lewe? Kan hulle sien ek vrees die Here? Kan hulle sien God is my anker? Kan hulle sien daar is 'n diep liefde? Want wat ons hier sien is, vriende, ons moet ook regverdig wees. Ons kan nie net heilig wees nie, ons moet regverdig wees. En dit beteken, daar is 'n horisontale. So Paulus gee vir ons 'n vertikale verhouding, maar hy kom sê ook vir ons, dis hoe ons moet wees met die mense om ons. En hy sê, kan my kinders sien hoe behandel ek mense? Kan die gemeente hier sien hoe Paulus mense hanteer? Is ek eerlik? Is ek betroubaar? Is ek regverdig teenoor die mense by my werk? Is ek regverdig teenoor die mense wat ek elke dag mee te doen het? Of steek ek dingetjies weg? En dan sê hy, ons moet ook onberispelik wees. Amemtos. Dit beteken nie dat ek volmaak is nie. Dit beteken nie dat ek sondeloos is nie, vriende, maar wat dit wel beteken is dat kan geen betuiging of beskuldiging teen my gemaak word nie. Want al maak ek foute, dis die woord wat hy hier kom verduidelik. Al maak ek foute, kan my kinders sien, ek hanteer daardie foute met integriteit. Ek gedink daar's so baie teologie in hierdie 5 verse nie, nee, dit is unbelievable. Maar hier's 'n uitdaging vir my en jou, vriende. Hier's 'n uitdaging om te sê, weet jy wat, kinders hoor wat ons sê, maar as 'n dieper ding, kinders word gevorm deur wat hulle sien. Hulle is sulke hypocrite detectives, né? Hulle sê, pappa het mos nou so gesê, maar jy doen dit. Pappa, die spoedlimiet is 60. Ja, maar ek moet by die kerk. Pappa! Né? En dan sit ek maar, okay, dan sit ons maar 60. Nee, nou nie dink julle doen dit nie. Ek kom bely my sonde. Alright? Maar vriende, ons kinders moet deur ons voorbeeld sien wat dit is, wat die Here se hart is. En daarom is dit dalk tyd weer, ek doen baie introspeksie vanoggend, is dat ons kinders hoor ons praat oor gebed, maar sien hulle eintlik vir jou bid. Ons kinders hoor ons praat oor die Bybel, maar sien my kind dat ek die Bybel lees. Ons praat oor genade, maar ervaar my kinders die genade teenoor ander mense, veral wanneer daar niemand anders is nie en ek ry in die kar en daai taxi ry voor my in. Wat hoor jou kind dan? Waar is die genade dan? Want die grootste invloed, vriende, in ons kinders se lewens is nie ons woorde nie. Wat is dit? Dis ons voorbeeld. Dis ons voorbeeld, vriende. Kinders leer presies by my en jou hoe om konflik te hanteer, hoe om spanning te hanteer en hoe om teleurstelling te hanteer deur my voorbeeld. Hoe ek in daardie oomblikke optree. Maar hulle leer ook by my en jou hoe om ander mense te behandel. As ons sê ons moet ander mense behandel soos, jy weet, ons moet God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons naaste lief hê soos onsself, sien my kind dit as ek met ander mense te doen het. Vir alles ek nie saamstem met hulle nie. Want Paulus weet, Jesus is sy voorbeeld, vriende. Jesus is my en jou voorbeeld. Hy het geleef wat hy gepreek het. Hy het gedoen wat hy gesê het, hy gaan doen. Dis hoekom ons sê in die woord,
Hy het gedoen wat hy beloof en hy was heilig. Hy was heilig voor die Vader, vriende. En Petrus kom beamoen met, hy sê, hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Jesus se lewe, vriende, het sy woorde bevestig, en ek en jy moet besef, as ons Jesus volg, as dit is wat ons nastreef, dan moet ons woorde ons lewe ook kan bevestig. Hoekom? Want vriende, die ongelooflike ding is, ek en jy hoef dit nie uit ons eie krag uit te doen nie. Ek en jy moet net besef dat daar 'n volmaakte seun is, wat vir onvolmaakte ouers kom sterf het. Dis wat gebeur het. En partykeer dra ek dieselfde sonde dalk as jy. Ek sê partykeer dinge vir my kinders wat ek nie moes gesê het nie. Ek stel dalk die voorbeeld wat ek nie moes gedoen het nie, maar ek weet, my hoop is nie in myself nie, want dan is everything a failure. My hoop is nie om 'n perfekte ouer te wees nie, want ek weet, daar is 'n perfekte Vader, wat 'n perfekte verlosser vir ons gestuur het. Amen. En dan kan ons doen soos Paulus sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. So vriende, dalk is jy volgende hier soos ek, jy is nie 'n volmaakte ouer nie, maar wat ek en jy wel moet wees is 'n nederige ouer. Ons moet wel vir ons kinders kan sê, weet jy wat, ek is jammer. Ek is jammer vir dit wat ek gedoen het, ek was verkeerd. Of nog, bring wat in daardie oomblik gebeur is, jy bring die genade waaroor ons nou net gepraat het, binne in jou huishouding in, en hulle ervaar genade deur my voorbeeld. Hulle leer nie net van ons sterkpunte nie. Hulle leer ook, vriende, wat 'n disipel is, en hoe dit lyk as 'n disipel swakhede het, en hoe ons probleme hanteer. En daarom leer ons kinders dat ons nie volmaak is nie. Hulle leer dit van ons, maar hulle leer ook dat ons in genade leef. Iemand se selfoon nie bo lê, maar dis okay, net ek hoor dit, of hoor julle dit ook? Sien, ek sê net hoe ek hoor dit. Kenmerk nommer 3, vriende, ons is amper daar. God se hart word deur doelgerigte leiding openbaar. God se hart word deur doelgeleiding. Ons sien nou, vriende, in kenmerk 1 is, God se liefde gee homself. In kenmerk nommer 2 het ons gesien dat ons woorde, ons lewens moet bevestig. En nou kom sê hy, weet julle wat? Liefde moet rigting kan gee. Liefde moet kan rigting gee. En hy het hierdie vergelyking van 'n moeder gebruik, maar nou kom verander hy die vergelyking. En hy kom sê dat ons ook soos vaders moet optree. En ons lees in vers 11, hy sê, net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was. Ongelooflik wat hy weer hier kom sê, hy kom beamoen dit vir 'n tweede keer, hy sê vir elkeen van julle. So Paulus was nie net 'n celebrity pastor nie. Hy was nie net 'n stadium preacher nie. Hy het nie net gehou daarvan om in die groot skares te praat nie. Wat hy hier kom sê is, weet jy wat, die persoon, die individu wat hier sit in die gemeente, is vir my, wat Paulus is, belangrik. Ware geestelike leierskap, vriende, in ons huishoudings beteken, dit gaan nie net oor die groot groepe nie. Dis 'n persoonlike ding. Dis ware leiding. Ek moet nie net met my kinders praat as 'n kollektiewe groepie nie, ek moet met elkeen van hulle te doen hê. Individueel. Nie net op Sondag nie. Maandag tot Sondag. En dit beteken eintlik oral. Oral moet ons die Here se naam aanroep. En dan kom hy sê vir ons, weet jy wat, dis okay. Ek kom gee vir julle weer help. En ons kom by vers 12 en hy sê, terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor, gebruik hy die eerste woordjie, en daai eerste woord is vermaan. Nou julle, ek het 4 verskillende Johan, jy kan vir Johan, het my kantore gestap, is net Bybels. Ek het in al die Afrikaanse Bybels gekyk, tot die wat aanlyn is, en die woorde vir my in Afrikaans, verskoon my nou, is nou nie so lekker nie. Hulle sit nie so mooi soos die Engels nie. Maar ek gaan hulle nou vir jou uitpak. Wat vermaning, vriende, is parakaleo. En wat hy hier kom sê is, daar is 'n wortel in die woord, en die wortel van hierdie woord is 'n parakleet. En wie is die parakleet? Wie kan dit onthou? Is die Heilige Gees. Paulus sê hier, ons kom vermaan jou, soos wat die Heilige Gees daar is vir jou. Ek is jou helper hierso. Dit beteken as ek intree vir iemand, dan kom staan ek langs daardie persoon. Ek is aktief betrokke by hulle. Dis wat die Heilige Gees by my en jou lewe kom doen. Hy's aktief betrokke by ons, om ons te transformeer, om meer en meer soos Jesus te lyk. En daarom sit jy dalk hier, en kan jy daai vraag vra, is ek 'n pa, wat sê, ek glo in jou. Ek is hier. Leiding, vriende, vir my en vir jou beteken, dis nabyheid. Ek kan nie vir my kinders lei van ver af nie. Ek moet langs hulle staan, ek moet langs hulle wys wat dit is om Jesus te volg. En dan sê hy vir ons, daar's 'n woord bemoedig.
Bemoedig kom pakke uit vir ons en hy sê, dis 'n pragtige woord, paramethimai, om te vertroos. Ons ken almal daardie woord, daar's 'n sagkindse moed in praat, veral met ons kinders. En hierdie tipe ouer, ek hou van hulle. Dis ouers wat nie bang is vir trane nie. Hulle is nie bang vir vrees of ongemaklikhede nie. Hulle is daar om te sê, weet jy wat, al het jy opgemors, al het jy dit gedoen, jy is veilig hier. Jy gaan nie deurkom. En dan kom gee vir ons daai laaste woordjie en hy sê, ek wil jou kom aanspoor. En aanspoor, kom sê, dis 'n dringende aanspreek. Dis soos om in die hof, die Grieks is soos om in die hof op te tree vir iemand anders. Dis 'n ernstige getuiging on behalf of somebody else. Is ek so ouer, wat nie net my kind se maatjie wil wees nie? Want ons kan nie net ons kinders se maatjies wees nie. Is ek die tipe ouer wat moeilike gesprekke sal hê, om seker te maak, my kind weet, as jy aanhou met hierdie pad, gaan jy seer kry. As jy aanhou met dit wat jy doen, pleit ek by jou. Los dit. Draai jou rug teen die sonde en hardloop terug na ons Vader toe. Want dan is dit my en jou roeping om te doen wat Salomo sê in Spreuke, ek en jy moet ons kinders leiding gee. Dis my en jou werk, vriende. En is interessant hoe hy kom en hy gee vir ons 3 woorde om hierdie te verduidelik ten opsigte van leiding, maar 2 van hierdie woorde gaan oor bemaning en vertroosting en 1 van hulle is 'n waarskuwing. 1 van hulle is 'n waarskuwing. En ek hoop jy sien dit. Jy sien wat Paulus eintlik met hierdie hele vers kom doen is hy sê, weet julle wat? Bemoediging en vertroosting is die fondament waarop korreksie steun. Maar baie keer kry ek en jy dit verkeerd. Ek is dieselfde. Ek hardloop vinnig korreksie toe. Hoekom het jy nie dit gedoen nie? Hoekom het jy nie dit gedoen nie? En in plek daarvan dat ek vertroosting en bemoediging eers gebruik om by my kind se hart uit te kom, kap ek hom. En in daardie oomblik verloor ek my kind. Ek breek my kind af. En daarom is hierdie verhouding so belangrik om reg te kry, vriende, want dan, as ek bemoediging en vertroosting het as die fondament, kan ek korrigeer om my kind by hulle roeping uit te kry. Daar moet 'n balans wees, vriende. Daar moet 'n balans tussen sagtheid natuurlik en waardigheid wees. Daar moet 'n balans wees tussen genade en lyding, want ek en jy is nog steeds voor die Here geroep om seker goed te kan doen vir ons kinders, om 'n voorbeeld te stel, om sekere dinge in die huis vir hulle te laat verstaan, jy gaan hierdie doen al het jy nie 'n keuse nie. Dis lyding ook. Jesus het mense kom bemoedig, hy het mense kom vertroos, maar hy was ook iemand wat vol genade en waarheid was. Ek sê nie so nie, die woord sê dit. Johannes 1 vers 14 sê, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jesus, vriende, het nie hierdie 2 kom apart leef nie. Hy het hierdie 2 karaktereienskappe saamgeleef, hy het dit saam gedoen. En daarom, vriende, is doelgerigte lyding in my en jou huishouding 'n weerspieëling van die hart van Christus. Dalk sit jy hier en jy sê, ek het nie wysheid hier voor nie, ek weet nie om daarby uit te kom. Jy praat baie dinge en ek moet dalk op YouTube gaan weer kyk wat jy al sê, maar ek wil jou kom bemoedig. Ek wil jou kom bemoedig, vriende, uit die woord uit wat ons vandag lees is, jy is nie die eienaar van jou kind se toekoms nie. Ek en jy is nie die eienaar nie. Ek het nou net gesê, ja, ons het verantwoordelikhede, maar ek en jy is slegs rentmeesters, vriende. Kinders behoort aan die Here. En hulle is net tydelik vir my en jou toevertrou, en ek en jy moet glo, ons moet vertrou, dat wanneer hulle in my toevertrou is, dan is die uitkoms van hulle lewens in die Here se hande. Amen. So, ek gaan oor hierdie deeltjie gaan. Dalk is dit tyd vir introspeksie. Wanneer laas het jy met jou kind gepraat oor geloof, of bekering, of gebed? Wanneer laas het ons tyd gemaak vir hulle pyn, of raas ons net heeldag? Want doelgerigte leiding, vriende, beteken nie ons wil hulle beheer nie. Ons wil wel by hulle siele uitkom. Dit is belangrik. En daarom, die doel van doelgerigte leiding is nie gehoorsame kinders nie. Dis 'n bonus, ons hou daarvan. Maar dit is kinders wat waardig voor die Here kom wandel. En dit bring my by die einddoel. Dit bring ons, vriende, by die uitdoel van vandag se boodskap. Die klimaks van Paulus se hele woord, en hy kom sê vir ons, hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid deel te neem. Die einddoel, vriende, as ons vandag kyk, is nie suksesvolle kinders nie, dis nie akademiese presterende sterre in ons huishoudings nie, al daardie goed is 'n gawe vanaf die Here. En ons moet dankie sê daarvoor, ons moet saam met ons kinders loof en prys vir die eer as dit in jou huis gebeur. Maar daar is 'n ewige doel, vriende, en die ewige doel is kinders wat God se roeping beantwoord en waardig voor hom wandel.
Nou vra hy vir my, Kenneth, maar wat bedoel jy? Is kinders wat God se roeping beantwoord. Wie roep ons kinders? Wie roep hulle? Die Here roep hulle. Hy wat julle roep. So vriende, jy moet weet, die Here roep ons kinders om in sy koninkryk te wees en aan sy heerlikheid deel te neem. En daarom vriende, as ouers, kom die Here en hy sê vir ons, die verantwoordelikheid is nie net joune alleen nie. Ek deel die verantwoordelikheid saam met jou. Plaas jou kinders in my hande. My en jou taak, vriende, is net om vir ons kinders wegwysers te wees. Die orkes, julle kan maar opkom. Jy sien die evangelie, vriende, begin by 'n Vader wat sy volmaakte seun vir my en vir jou stuur. En waar ek en jy tekort skiet in ons lewens, het hy volmaak lief. Wanneer dit kom by ons gesprekke met ons kinders, weet ons, as ek hierdie woorde het nie, gaan die Heilige Gees my lei om te sê wat ek moet, want my en jou hoop is in die genade van God, vriende. En my gebed is, as jy vandag hier uitstap, dat jy dieselfde kan sê, wat Johannes in 3 Johannes 1 vers 4 gesê het, en dit is, ek het geen groter blydskap as die volgende nie. Dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Daar is geen, luister mooi, geen groter blydskap nie. Vriende, ons kinders wil nie net sien of hoor nie. Ekskuus, hulle wil nie net hoor nie, hulle wil sien dat ek en jy die Here dien. En ons taak, vriende, is wanneer ons teede liefde vir ons kinders gee, wanneer ons geloofwaardige voorbeelde vir ons kinders stel, wanneer ek en jy 'n doelgerigte leiding vir hulle gee, wys ons kinders na die ewige Vader toe. En daarom moet die vraag vanoggend nie wees vir my en vir jou as ons hier is nie, vriende, is ek 'n goeie pa of is ek 'n goeie ma nie? Die dieper vraag vanoggend, vriende, moet wees as jy hier uitstap is, wys my lewe, wys my liefde en wys my leiding my kinders na Jesus Christus toe. Amen. Amen. Vriende, as ons dit kan doen, dan is daar geen groter blydskap om te weet dat my kinders en jou kinders by die Here wandel nie.